gister, toe ek my tyd met die Here spandeer, want ek het geweet ek het hierdie woord om te doen, het dit baie duidelik by my opgekom. The Lion of Judah roars. As hier 'n leeu inkom en hy maak so, wat gaan julle doen? Nee? Jesus Christus is die leeu van Juda. En hy het van my gister gesê, hy is besig om te brul. En sy mense is ongehoorsaam. Hy is besig om te brul, want ons tyd raak min. En ek moet vir julle sê, toe ek daar goed geluister, toe kry ek minder vleis. Kan julle almal hoor of moet ek met julle praat? Oor vir die. Okay, sê ek moet met vir die. Hy brul. Jesus, die God die Vader, ons speel met sy genade. Ons dink, sy genade is so groot, dat hy nie gaan kwaad word nie. Maar ons kan nie hom op nie. Ons kan hom nie uitdaag nie. Ek wil by julle weet, in die oggend wanneer ons wakker word, wees in bestuur van jou lewe. Jy staan op, jy bad, stop, klagebad, wat ook al, jy maak klaar om jou dag te begin. Jy is op pad werk toe. Jy is nog in beheer. En jy kom in die kar en hier storm 'n persoon op jou af. Groot man, kom ons maak nou groot man. En hy ruk jou deur oop. En hy sê vir jou, sit aan hierdie blinddoek. Ek bestuur jou kar. Wat gaan jy nou doen? Jy gaan jou al afskrik. Jy gaan so lank van vrees wees. Jy gaan nie weet wat om te doen nie. Maar ons as mens laat nie toe dat God, Jesus en die Heilige Gees in ons lewe werk nie. Hy is nie in die stuur van ons lewens nie. Ons wil aan die stuur van ons lewens wees en bly. Ons wil besluit wat is reg, wat is verkeerd. Nie eer die Here sal praat en hy sal vir jou sê, doen iets. Dan sal jy sê, ek dink ek is nou lus nie, ek is nie nou reg nie, ek het nog nie gestort nie, ek kan nie dit nou doen nie, want ek voel nie daarna nie, of ek is besig. Hoe besig is ons met ons lewens? Die hemelse Vader het die aarde geskape. Hy hou die aarde op 'n presiese afstand van die son af. Want as dit te nader gaan, ons weet hoe warm raak dit in hierdie geweste. Nommer 3, hy roep die reën. Hy verander die seisoene. Hy hou die see in toom. Julle weet hoe lyk dit as 'n tsunami die aarde tref. So 'n paar jaar terug in 'n Mansfield was daar 'n tsunami. Dit was chaos vir maande, vir weke, 2 weke het daai water gespoel waar dit nie moes gespoel het nie. Alles het weggespoel. Hy hou dit in toom. Die aarde draai op 'n sekere spoed, sodat ons kan nie op van die aarde afval nie. Want die mense wat onder is, moet ook regop staan. Hy is in beheer van ons lewe. Maar ons laat dit nie altyd toe nie. Hy voorsien aan ons. Ons word wakker, hy maak ons wakker. Hy besluit, ek maak jou wakker om 'n nuwe dag te begin. Gee ons vir hom die eer daarvoor. Dit is hoekom hy vir my gesê, die leeu van Juda brul. Ons sê nie vir hom dankie nie. Ons is so haastig of ons verslaap of ons het nie tyd nie, maar miskien is hy 'n gedagte.
Daar's mense wat kerk toe gaan. Hulle sit daar, maar hulle harte is nie daar nie. Is ons harte hier vandag? Ek glo so, want ons het die tyd uitgekoop. Ons kan nie dink, as ons net 'n vinnige gebedjie, Here help ons gou in die oggend, of dit doen, of dit nie eens doen nie, dat die Here ons paaie sal gelyk maak vir die res van die dag nie. En wanneer daai moeilikheid kom, laat hy vir ons die wysheid en die insig sal gee om daai probleem te oorkom, of dit hartseer is, of wat ook al nie. Doen ons dit. My volgende punt is, waarop is ons gedagtes ingestel? Waaraan dink ons? Kom ons kyk. As jy dink, kom ek wil eers iets lees. Sorry pastoor, kan ek nie my Bybel kry? As jy julle Bybels hierso het, Galasiërs 5. Dis al skrif, daar is skrif, maar ons kan ek het so paar, ek dink dat die goedetjies is hierso. Dis 'n baie ernstige woord, en ek dink dit is hoekom die Hemelse Vader gesê, die leeu van Juda brul. Galasiërs 5, vanaf vers 19 tot 21, sien julle daar. En die werke van die vlees is openbaar. Ons gedagtes, waarop is ons gedagtes gevestig teen die dag, om ons lees, naamlik oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgoderry, towery, vyandskap, twis, maak nie saak of dit met ma, pa, boetie, sussie, tussen man en vrou is nie, jaloersheid, torenigheid, naïwer, tweedrag, partyskap, dis 'n mond vol julle, afguns, moord, dronkenskap, rassery en dergelike dinge, waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie. Waarmee hou ons gedagtes besig? Die ingesteldheid op die vlees, as ons hierdie dinge doen, dan is ons in die vlees en nie in die gees nie. Ons kan nie die ewige lewe beerwe nie. Romeine 8 vers 6 sê, wat die vlees bedink is die dood, maar wat die gees bedink is lewe en vrede. Lewe in oorvloed, soos wat Jesus dit vir ons beloof. In Openbaring 20 vers 14 en 15 sê dit, en die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp, want as ons nou lees in Galasiërs 5 vers 19 tot 21, dan kan ons nie die ewige lewe kry nie. Waarop is ons gedagtes gevestig? Op die lewe of op die dood? Daar sê Myrtle vir ons. Hy mense is so vasgevang in die leuen van die duiwel. Drank, dwelms, hoerery. Daar's nie meer paas wat verantwoordelik vat om kindertjies groot te maak nie. Hulle hoer rond. Jy kan dit nie 'n mooi woord noem nie. Jy kan nie 'n mooi woord verkondig as die Bybel vir jou sê, onsedelikheid, omgee, twis, haat, jaloersheid. Jy kan dit nie mooi praat nie. Want die Bybel sê vir ons, dis 'n harde woord, die leeu brul, as daai genade van die Hemelse Vader uithardloop en sy toorn kom in Openbaring 20 vers 14 tot 15. Jy kan nie sê, ek wil weer probeer nie. Jy kan nie sê, gee my nog 'n kans nie. Dis klaar. Nou is die tyd. Die ingesteldheid op die vlees onderwerp hom nie aan God die Vader nie. As die woord van God sê, moenie daai dinge doen nie, en jy doen dit, jy loop en jy sien daar lê 'n selfoon, jy loop en jy sien daar lê R50,
Of jy gaan met opset na iemand se huis en jy steel, kan jy nie in die gees wandel nie, want die Heilige Gees wat in jou is, gaan vir jou sê, moenie dit doen nie. As jy Jesus in jou het en jy die Heilige Gees in jou, gaan jy die vrug van die Gees hê. Jy gaan daai geduld hê, jy gaan hoor en sê, ek moenie dit doen nie. Die ingesteldheid op die vlees onderwerp hom nie aan God nie. As die Vader sê, doen 'n ding. Jesus se opdrag aan ons as mens is, gaan maak disippels, gaan verkondig die evangelie. Hierdie is die evangelie wat ons verkondig. Ons moet voorbereid wees om vir ander mense te kan sê, die leeu van Juda brul. Dit is sy woord. As ons aanhou nonsens aanjaag, al daai goeders wat in Galasiërs 5 vers 19 tot 21 staan, as ons weet mense doen dit, en ons gaan waarsku hulle nie, dan is ons ingestel op die wêreld en nie op die gees nie. Dan, as ons nie ingestel is op die gees, maar op die vlees, wat maak ons met Jesus Christus? Ons kruisig hom dan weer. Hy het gekom om vir ons te sterwe, sodat ons ewige lewe kan hê. Maar as ons nie gehoorsaam is nie, dan is ons ongehoorsaam aan dit wat hy vir ons gedoen het. Daar's baie mense wat seer het, almal van ons. Daar's nie een mens in hierdie wêreld wat kan sê, "Hoorie, so ek het nie deur hartseer, pyn, teleurstelling, trauma, maak nie saak wat deurgegaan het nie. Almal van ons gaan daardeur, het daardeur gegaan en sal nog in die toekoms ook daardeur gaan. Maar wie help jou in daai tyd? Jy kan dit nie self doen nie. Jesus het, voor Jesus gekruisig is, het hy voor Pilatus gestaan. En Pilatus het vir hom gevra, is u die koning? Hy het so sê, in Johannes 18 vers 37 en 38, Pilatus sê toe vir hom, Jesus, is u dan tog 'n koning? En Jesus antwoord, u sê dat ek 'n koning is. Hiervoor is ek gebore en hiervoor het ek in die wêreld gekom om van die waarheid te getuig. Elkeen wat uit die waarheid is, luister na my stem. Pilatus vra toe vir hom, wat is die waarheid? Julle kan dit in julle Bybel gaan kyk, Johannes 18 vers 37 en 38. Pilatus, Jesus het voor Pilatus gestaan, en hy het nie besef dat Jesus die waarheid en die weg en die lewe is nie. As ons gaan kyk na Johannes 14 vers 6, het Jesus gesê, hy is die waarheid. Ek is die weg en die waarheid en die lewe, en niemand kom na die Vader toe, behalwe deur my nie. Jesus is die weg en die waarheid, nie wêreldse goeders nie, nie drank nie. Jy kan nie dink, jy gaan jouself, daai vrou het vir my so kwaad gemaak, ek gaan nou my sorge versuip nie. Jy kan nie jou sorge verdrink in drank nie. Jy kan nie jou sorge gaan dwelm misbruik en dink jy gaan dit vergeet nie. Jy mag dit miskien vir 'n paar minute vergeet, maar wanneer dit daar terugkom, kom die bekommernisse terug, en jy het nog 'n groter bekommernis, want nou sit jy met onttrekkingssimptome. Die leeu brul. Ons moet luister en ons moet die woord gaan verkondig. Die waarheid. Jesus is die waarheid. Nee, ons het dit nou net gelees. Hy is die weg en die waarheid. Maar kan ons die waarheid aanvaar as dit nie so in ons gesig is? Kom ons kyk hierso. As jy nou jy klou nou vas aan 'n probleem. Ek gaan nou, wat kan ek, ons gaan gebruik die pastoor. Hy was geskei. Daai vrouens het vir hom moeilikheid gegee.
daar's 'n man wat van hom 'n hele paar 100.000 rand gesteel het. Maar as hy nou aan daai goed gaan vasklou, wat se groei gaan hy hê? Wat se groei gaan hy in sy geestelike lewe hê as hy aan die wêreldse goed vasklou? Ek het gesê ek is nie ge-worry oor baie geld en baie geld is alright, want jy kan baie mense help daarmee, maar wêreldse goede, as jou asempie uitblaas, dan bly daai goed agter. Wat gaan jy dan doen? Ek sien nou met die wat ou mense in die versorgingshuis of in 'n ouerhuis toe gaan. Daai goed word verkoop. Stoel R150, bed R1000, daai R100, daai R50. Wêreldse goed het nie waarde nie, mense. Dit help jy sit jou aandag, jou gedagtes op geld. Hoe meer geld jy het, hoe beter is dit nie. En dan staan jy ook in die een voet in die wêreld en die ander voet wil jy die Here aanbid. Ons kan dit nie doen nie. Jesus, omdat hy die waarheid is, sê hy, bring jou pyn, bring jou hartseer, bring jou trauma en kom leun op hom. Hy nooi jou om jou vrae, jou twyfel, jou bagasie te bring, want hy het vir al daai goed op die kruis gesterf. Vir alles. Ons siekte, ons sonde, ons bekommernis, ons laste. Hy sê, ons moet ons kruis opneem en hom volg. Ons kruis is ons bagasie. Ons kruis is daai probleem waarmee ons nou worstel. Kyk nou na Eloise, het 'n probleem by die werk. Gaan, ons het hom gehad. Ons het gaan bid. Bring dit na Jesus toe. Jy kan dit nie na 'n kruis toe vat nie. Maar sy is nog steeds in daai posisie in. Wat sy met daai mense moet deel wat vir haar moeilikheid gee. Ons deel met mense wat nie wil hê ons moet die woord verkondig nie. Jy het mense, ek weet nie, jy het ook familieprobleme. Almal van ons het iewerste iets wat ons 'n bekommernis oor het. Julle het nog kinders wat julle moet grootmaak. Julle. Almal van ons. Maar Jesus sê, bring dit na my toe. My juk is sag en my las is lig. Hy sê, neem jou kruis op en volg hom. Die leeu brul, want ons is ongehoorsaam. Ons wil nog steeds plan A hê, ons wil plan B hê, ons wil plan C hê, want as dit nie uitwerk nie, gaan ek dit doen. As hierdie ding nie, as daai ou nie dit gaan doen nie, dan moet ek maar weer 'n ander plan maak. Ons is nie gefokus hier binne op Jesus Christus nie. Hy het gesterf vir ons, om alles in ons plek. Hy het nie gesterf om van ons goeie mense te maak nie. Hy het vir ons gesterf, sodat ons kan lewend wees, wanneer ons die dag doodgaan. Maak dit sin? Kom ons kyk na Judas Iskariot, die verraaier. Ons wil nie deel wees van daai man nie. En as baie mense daar buite, dalk nog hier, ek sal nie weet nie. Maar kom ons kyk, wat het Judas gedoen? Judas Iskariot was een van Jesus se disippels. Hy was saam met Jesus. Hy het saam met hom bedien. Hy het saam met hom geleer. So jy kan boekekennis hê, jy kan die Bybel lees, maar as hier binne nie reg is nie, dan is jy 'n verraaier van Jesus Christus. As ons kyk, hy was deur gierigheid gedryf. Hy het die geldsakkie gedra. Hy het kos gekoop vir die armes en vir die disippels. Hy het Jesus gaan verkoop, verraai vir 30 stukke silwer. So hy was naby Jesus, maar hy was nie deel van Jesus nie. Ons moet seker wees, ons is deel van Jesus. Dis nie 'n kwessie van ons ken Jesus nie. Ons moet kan sê, Jesus ken ons hier binne.
moenie hom verkoop nie, moenie hom verraai en sê dat, ek is so oulik en ek doen al hierdie dinge, maar my hart is ver van die Here af nie. Verraaiers loop weg van Jesus af as hulle nie hulle sin kry nie. Verlede Sondag toe pastoor gepreek en die woord bedien het ek gesê, baie mense raak afvallig. Hulle gee hulle harte vir die Here. Maar as daar moeilikheid kom, dan sê hulle sorry, dis nie die moeite werd nie. En dit gebeur vandag nog. Die duiwel maak as jy jou hart vir die Here gee, moet jy weet dat kom moeilikheid. Want die duiwel is nie happy nie. Maar dis dan waar ons moet staande bly, vasgeanker, gewortel in hom en in die woord. Moenie wegdraai nie, moenie weghardloop nie. Almal van ons kry 'n kans. Hy klop aan elkeen se hart. Almal van ons, soos ek gesê het, gaan deur moeilike tye, hartseer tye. Opdraandes, afdraandes, maar moenie rugdraai nie, hou vas aan hom. Ons weet nie, die afgelope paar maande het ons so baie, dan hoor jy net iemand wat skielik dood is. Ek hoor nou die dag, iemand was oorlede vir 'n week lank in sy huis. Hulle het nie eens geweet, hy is dood nie, toe hulle daar kom, toe eet die goggels hom aan. Ons weet nie, dis nie te sê as jy jonk is, dat jy nie gaan doodgaan nie. Kinders gaan dood. Chop, chop. As die Here sien, dis nou jou tyd, want hy sê, jou tyd is klaar bepaal. Moenie dink jy het nog tyd om dit oor te doen nie. God is geduldig, maar genade kan misgeloop word as dit geïgnoreer word. Soos wat daai leeu brul, God se toorn. Die mense het hulle vrees vir God die Vader verloor. Want hulle dink, ons kan maar daai goeders doen, net soos wat ons wil. Dan worry, hulle is in die wêreld. Ek sluit af. God die Vader het gesê, uit genade, Efesiërs 2 vers 8 en 9 sê, want uit genade is julle gered deur die geloof. Hy het geklop, het oopgemaak en hy het jou gered. En dit is nie uit julleself nie, dit is 'n gawe van die Vader. Hy klop aan elkeen se hart. Dis jou keuse wat jy daarmee doen. Nie uit werke nie, sodat niemand kan roem nie. Dit is genade wat red. Nie om te dink, ek lees nou vanoggend gou 'n stukkie Bybel en ek gaan gee nou vir iemand 'n dingetjie en dan is jy nou, dis nou reg nie. Daar's so baie wrede ontnigtering wat op mense wag. God het vir ons gesê, hy gee vir ons hierso in Esegiel 36 vers 26 en 27. Wanneer hy klop en jy oopmaak, sê hy, en ek sal vir julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in julle binneste. En ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle hart van vlees gee. En vers 27. Ek sal my gees in julle binneste gee, die Heilige Gees. En sal maak dat julle in my insettinge wandel en my verordeninge onderhou en doen. Ekskuus. Nou krap my keel. Ons moet nie soos Judas wees nie. En dan my laaste dingetjie. Laat vandag die dag wees dat jy ophou om op die rand te leef. Nie een voet in die wêreld of al twee voete in die wêreld en die ander een by Jesus Christus nie. Ons moet vir hom alles gee. Ons God verander nie.
ons doen. Ons verhard ons hart met mense. Ons verhard oor ons harte, wanneer iemand ons kwaad maak of te nakom. Ons moet nie dit doen nie. Dis dan die tyd wat ons almal moet vashou. Sy genade is vir ons genoeg, maar ons moet sy genade aanneem en ons moet gehoorsaam wees. Amen.